Goeiedag, en vandag is ons by Handelinge 10. Kom ons vra net die Here se seën op dit wat ons nou gaan lees. Here onse God, U is die God van Jood en heiden. Ja, U is die God van 'n man en 'n vrou, van naby en van ver, Here. En terwyl ons Handelinge 10 lees, breek ons vooropgestelde idees oor wie in en wie uit is. Maak ons soos Petrus, Here, gewillig om verbaas te wees. Maak ons soos Kornelius, 'n honger na U, meer van U. Heilige Gees, wys ons vandag dat U mure afbreek wat ons as mense bou. Spreek deur die woord, Here. Ons luister nou. Amen. En dan net 'n kort inleiding waaroor Handelinge 10 gaan. Ons het gister gesien dat in Handelinge 9, dit het geëindig met 2 wonders. Saulus, die vervolger, word nou Paulus, die apostel. En Petrus maak vir Tabitha uit die dood uit lewendig in Joppe. En nou skuif die kamera na Caesarea, waar Cornelius, 'n Romeinse kaptein, 'n heiden, 'n besetter, 'n man wat vir 'n Jood onrein sou wees, bly. En eenmiddag verskyn 'n engel aan Cornelius. God het gelet op jou gebede. Stuur mense na Joppe toe en laat vir Simon Petrus haal. Ja, Handelinge 10 is die dag wat die deur na al die nasies toe oopswaai. God wys ons, die evangelie is nie net vir Jerusalem of vir Samaria nie. Dis vir Caesarea, vir Rome. Ja, dit is vir die hele wêreld. Nou, kom ons lees nou die hoofstuk saam daarso. Handelinge 10 vers 1. Dit gaan oor die hoofman Cornelius. En daar was 'n man in Caesarea, 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy het met sy hele huis, was vroom en godsvreesend en het baie almoses aan die volk gegee en was altyd deur in gebede tot God. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom gesê, Cornelius, en hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit, my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou almoses het voor God in gedagtenis gekom. Stuur dan nou manne na Joppe en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n sekere Simon, 'n leerlooier, wie se huis by die see is. Hy sal jou sê wat om te doen. En toe die engel, wat met Cornelius gespreek het, weg was, roep hy 2 van sy huisbediendes en 'n vroom soldaat van die wat altyd by hom was. En hy vertel hulle alles en hy stuur hulle na Joppe. En die volgende dag, terwyl hulle op pad was en naby die stad kom, het Petrus omtrent die 6de uur op die dak geklim om te bid. En hy, Petrus, het baie honger geword en wou eet. En terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar 'n verdrukking van sinne oor hom gekom. Ja, Petrus, hy sien die hemel geopend en 'n voorwerp soos 'n groot laken op hom afdaal, wat aan die 4 hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die 4-voetige diere van die aarde en die wilde, en die kruipende diere en die voëls van die hemel. Toe kom maar 'n stem na hom, staan op Petrus, slag en eet. En Petrus sê, nooit nie, Here, want ek het nog nooit iets onheiligs of onreins geëet nie. En weer het die stem vir die 2de keer na hom gekom. Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. En dit het 3 maal gebeur, en die voorwerp is weer in die hemel in opgeneem. En terwyl Petrus by homself daaroor verleë was, wat die gesig tog kon beteken,
wat hy gesien het, staan die manne wat deur Kornelius gestuur was, daar by die poort en verneem na die huis van Simon. En hulle roep en vra of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar tuis is. En terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom, daar is 3 manne wat jou soek. Staan dan op, klim af en gaan saam met hulle sonder om te twyfel, want ek het hulle gestuur. En Petrus het afgeklim na die manne wat deur Kornelius na hom gestuur was, en gesê, kyk, dit is ek wat julle soek. Wat is die rede waarom julle hier is? En hulle sê, Kornelius, 'n hoofman oor 100, regverdige en 'n godvreesende man, wat 'n goeie naam het by die hele Joodse nasie, het 'n goddelike openbaring ontvang deur 'n heilige engel, om u te laat haal na sy huis, om te hoor wat u sal sê. En hy het hulle binne genooi en geherberg. En die volgende dag het Petrus saam met hulle afgereis. En enkele van die broeders uit Joppe het saam met hom saamgegaan. Die dag waarop hulle in Caesarea aangekom het, en Kornelius was hulle te wagte, en hy het alreeds sy familie en besondere vriende bymekaar geroep. Toe Petrus dan binnekom, het Kornelius hom tegemoet gegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en gesê, staan op, ek is self ook maar 'n mens. En onderwyl hy met hom spreek, gaan hy binne en vind baie wat vergader het. En hy sê vir hulle, julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of hom te besoek. Maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag ag nie. Daarom het ek, toe ek gehaal is, gekom sonder om tee te spreek. Ek vra dan om watter rede julle my laat haal het. En Kornelius sê, 4 dae gelede was ek besig om te vas tot op hierdie uur, en die 9de uur het ek in my huis gebid. En met een staan daar 'n man voor my in blink kleed en sê, Kornelius, jou gebed is verhoor en jou almoses is voor God in herinnering gebring. Stuur dan na Joppe en laat Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy vertoef in die huis van Simon, 'n leerlooier by die see. As hy kom, sal hy met jou spreek. Ek het toe op die daad na u gestuur, en u het goed gedoen om te kom. Ons is dan nou almal voor die aangesig van God, aanwesig, om alles te hoor wat deur God aan u opgedra is. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het, deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het, en van Galilea af begin het, na die doop wat Johannes gespreek het, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. En ons is getuies van alles wat hy gedoen het, in die Joodse land en in Jerusalem. Ja, en hulle het hom omgebring, deur hom aan 'n kruishout op te hang. Hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies is. Aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy uit die dode opgestaan het. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig, dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van lewende en die dode.
Aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek. Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het bevel gegee dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. Tot sover vandag. Môre dan lees ons saam hoofstuk 11 om te sien wat verder gebeur het met ou Petrus, nee. En dan net so 'n kort gedagte hoe ons die oë na binne kan rig uit dit wat ons nou gelees en geleer het. Handelinge 10 eindig met Kornelius en sy hele huis wat gedoop word. Ja, die Heilige Gees het op heidene geval en Petrus sê, die deur na die nasies is nou oop. Vra jouself 'n bietjie, wie is jou Kornelius? Want Kornelius was godsdienstig. Ja, hy was 'n goeie mens. Maar Kornelius was nog steeds buite die volle evangelie. Is daar mense wat ek as goed genoeg maar verlore sien? Vir wie moet ek die volgende tree gee soos Petrus gedoen het? Wat noem ek nog onrein wat God al rein verklaar het? Petrus het 3 keer gehoor, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Ja, dit was kos vir hom, maar 'n bietjie dieper kyk, dit was mense. Watter groep of 'n kultuur, of 'n leefstyl, of 'n persoon, plak ek nog 'n onrein etiketsticker op sy rug, terwyl God dalk reeds in hulle hart werk. Luister ek soos Petrus op die dak. Petrus was besig om te bid, toe God sy wêreld omkeer, nee, hy was honger, maar God was honger vir 'n oes. Neem ek tyd om stil te word, sodat die Heilige Gees my vooropgestelde idees kan uitdaag? Of is my agenda so vol, dat ek net nooit tyd het nie? Here, ek het nie tyd nie, ek is nie lus nie. Ai, Vader in die hemel, dankie dat U Kornelius se gebede gehoor het en Petrus se tradisies geskit het. Dankie dat U nie 'n aannemer van 'n persoon is nie. En Here, ek vra, vergewe ons waar ons mense onrein verklaar, wat U rein gemaak het. Maak ons gewillig om op die dak te klim en te luister en dan te gaan, soos U ons stuur. Al maak dit nie sin nie en al maak dit seer en al maak dit ons skaam. Stort die Gees vandag uit, Here, ook hier by ons en in ons, sodat ons sal sien, U is vir almal en nie net vir wie ons dink U is nie. Ons bid dit in die wonderlike, kosbare, heilige naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen.